Goeiemôre aan elkeen van u. Wat 'n voorreg is dit om terug te wees vir hier waar die samekoms van gelowiges is. En na 2 weke se verlof, bly dit 'n voorreg om die dinge van die Here te doen en besig te wees. Daar's 'n skrif in die Bybel wat sê, laat hy ons vind besig met die dinge van die Here. Ek glo met my hele hart, u wat hier sit vanoggend gaan 'n spesiale boodskap ontvang. Nie deur 'n mens se woorde nie, maar deur die Gees self. En ek wil u vra om u oop te stel vandag vir wat die Gees vir u wil sê. Ek wil net graag aansluit vir die afkondigings. Dankie Paul vir dit wat jy gedoen het. Sondag die 18de, as ons begin nou 4:00 die middag, sê ons dit gaan aan tot 6:00, maar dit gaan nie noodwendig aan tot 6:00 nie. So moenie dit afskrik en sê, "Sjoe, 2 ure nie." Nee, ons gaan dit daar buite in die saal hou om 'n tafel. Bring jou pen en jou papier saam en ons doen 'n woordstudie en as daar vrae is, dan hanteer ons die vrae. Ons het gesê tot en met 6:00 op die laatste, maar dit beteken nie ons gaan die hele 2 ure besig wees nie. Dit is maar net as daar vrae is en dis 'n oop gesprek. Dis nie 'n preek nie, dis 'n oop gesprek oor wat sê die woord vir ons. En dan vir die ouers wat kinders het, daar sal toesig gereël word of daar is reeds toesig gereël vir die kinders. As jy nou kinders het, moenie wegbly nie. Daar's toesig vir die kinders. Jy kan rustig sit en deelneem aan die woordstudie soos wat die Here ons sal lei. Doen jouself 'n guns en kom woon dit by, want die Here gaan vir jou openbaar groot en deurgrondelike dinge wat jy nie geweet het nie. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie dat U 'n goeie God is en dankie vir U genade. U genade is vir ons genoeg. Dankie vir die reën wat U so stuur. Vader, ons wil vra, Here, dat U ook geestelike reën sal stuur. Ons wil vra, Here, dat U in elkeen van ons sal kom besoek. Dat U weer hierdie gemeente sal kom besoek. Dat U alle gemeente sal besoek, Here, wat werklik die woord nastreef. Ek wil vra, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Ek wil vra, Here, neem weg alles wat nie van U afkom nie. Laat ons fokus op U en op wat U woord sê. Here, en as daar enigiets is wat nie van U afkom nie, Here, Satans magte of wat ook al, dat dit sidder vir die werke van die Here, want aan U behoort die heerlikheid en die koninkryk en die krag tot in ewigheid. Amen. Gemeente, ek wil graag begin om vir u te sê, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap en leiding van die Heilige Gees met u wees, terwyl hy u sal lei om los te laat wat agter is. Terwyl hy ons sal help om vas te staan in die waarheid in die Here en dat hy ons sal help om vorentoe beweeg saam met Christus. En omdat Christus leef, het ons 'n toekoms. Ons is nie hopeloos nie. Ons het hoop omdat Jesus Christus lewe van nou af tot in ewigheid. Amen. Die eerste versie wat ek vandag vir u graag wil wys, en as julle boodskap kom uit 1 versie uit, jy is welkom om dit te volg, Filippense 3 vers 14, of om dit op die bord te volg. Ek wil graag hê dat jy jou hart sal oopstel vandag, verby die prediker sal kyk en hoor wat die Here vir jou wil sê. Filippense 3 vers 14. Soos ons dan nou op die eerste Sondag van die nuwe jaar, ons het die nuwe jaar, bladsy 26, het ons begin skryf in ons lewensboek. Die bladsy 25 van ons lewensjaar is vir altyd verby. En mag die Here ons help om op bladsy 26 van ons lewensjaar dit te skryf wat in sy wil is. En dit te skryf wat sy doel is vir ons in die lewe. Kom ons sien wat sê Paulus vir ons in Filippense 3 vers 14. Daar het Paulus vir ons geskryf, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry, van die hoë roeping van God in Christus Hierdie een versie is 'n nuwe jaar
En daar's vir elkeen van u wat hier sit, is daar 'n diepe roeping in hierdie jaar. En so ook baie beslis vir kruisbedieninge, hierdie samekoms van Christene, is daar 'n dieper roeping. Die kalender sê vandag, dis in die jaar 2026. Maar God vra vandag vir ons iets heel diepers as net 'n datum. God vra vir elkeen van u wat hier sit, en vir elke gelowige en bloedgewaste kind van hom op aarde, vra hy dat ons hart weer onverdeeld rigting sal kry om te kies dit wat die woord vir ons sê, om hom te kies bo enigiets anderster in hierdie lewe en in hierdie lewe hierna, dat dit alles oor hom sal gaan, dat ons die ware noord sal volg, dat die kompas in jou lewe, en alles wat jy doen, vir jou die ware noord, wat natuurlik Jesus Christus is, aan sal wys, en jy dit sal volg. Hierdie een versie wat ons gelees het, lees ons. Paulus praat hiervan, maar een ding. Hy begin deur die versie, maar een ding. Hy sê nie 100 dinge nie. Het jy dit opgetel? Hy sê maar een ding. Hy sê nie alles nie. Hy sê nie halfpad nie. Hy sê hierdie een ding. En vandag roep die Here ons om reg te onthou. Om te onthou dit wat Jesus Christus en die Heilige Gees vir ons gedoen het. Hy roep ons om vas te staan in ons geloof. In die dag waar ons staan, waar dit al moeiliker word en nog al moeiliker gaan word. En hy roep ons ook om vorentoe te beweeg. Vorentoe beweeg met Jesus Christus aan ons sy. En beslis nie in onsself nie, want dan sal ons klaaglik misluk. Nie in ons eie kragte, in ons eie opinie nie, maar in Jesus Christus alleen. So sê Paulus, maar een ding, net een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek my uit na dit wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoër roeping. Mag die Here ons help om ook hierdie een ding na te streef. Paulus sê, het hy opgetel, hy sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ons gaan vandag so 'n bietjie agtertoe kyk. Ons gaan so 'n bietjie vandag na die Here kyk, en ons gaan vandag so 'n bietjie in die toekoms inkyk. Wat sê Paulus in hierdie versie? Hy sê, ek vergeet die dinge wat agter my is. En hierdie vers beteken nie dat Paulus om een of ander rede 'n soort van 'n geheueverlies gehad het nie. Dit beteken, ek laat nie toe dat alles wat buite Christus is, my toekoms wat in Christus is, beheer nie. Ek wil dit weer sê. Hierdie beteken, ek vergeet dit wat agter my is. En as ons kyk na hoe Paulus dit geskryf het, beteken dit, ek laat nie toe, dit wat nie in Christus is nie, my toekoms in Christus beïnvloed en beheer nie. Dis wat dit beteken. Geliefdes, daar is dinge in jou en my lewe, wat ons ook moet onthou. Dinge wat in die verlede gebeur het, wat ons moet onthou. Wat se dinge sal dit wees? Kom ek gee vir jou 'n paar voorbeelde, daar's natuurlik baie meer. Wat is die dinge wat ons moet onthou? Eerste is God se getrouheid. Ons kan dit nie vergeet nie. Ons lees in die woord dat God getrou is, al word ons ontrou. Hy bly getrou. Ons mag dit nie vergeet nie. Die tweede ding, 'n lys natuurlik baie langer, ek gaan net 3 goed noem, is die hand ook oor hierdie gemeente. En as ek praat van gemeente, bedoel ek nie net 'n kerkgebou, ek bedoel die gemeente, die bruid van Christus, die liggaam van Christus op aarde.
God se hand oor sy gemeente. Griekse woord natuurlik is ekklesia. Ons kan dit nie vergeet nie, dat God se hand oor ekklesia en selfs ook oor grace-bedieninge was in die verlede. Ons kan ook nie vergeet dat daar 'n roeping is vir jou en vir my nie. Sommige van ons as predikers, ander is net getuies, maar dat daar vir jou 'n taak is om te doen, is daar beslis 'n werk vir jou. As jy nou vir iemand vra, wat is jou doel? Wat is jou skepingsdoel? Dan moet jy hoor, ja, maar ek moet 'n werk verskaf, ek moet 'n besigheid hanteer, ek moet 'n prokureur wees, ek moet 'n dokter wees. Niks verkeerd daarmee nie, natuurlik moet ons dit word, maar dit is sekondêr. Jou eerste doel is om hom te verheerlik. Dit is hoekom ek en u gemaak is. Dis hoekom hy ons gemaak het, om hom te verheerlik. Die res natuurlik is sekondêr. Maar daar is ook dinge in jou en my lewe wat ons liefs moet agterlaat. Wat ons liefs moet vergeet. En watse dinge sal dit wees? Ou wonde van die verlede. Ek weet nie of hier iemand is wat vandag hier sit wat nie ou wonde van die verlede het nie. Wat kan ons nog agter ons sit? Ou konflikte. Ou teleurstellings. Ou mislukkings. Ek weet nie van u nie, maar ons is deur heel wat teleurstellings. Persoonlik en ook in hierdie gemeente. En daar is dan nog iets wat ons moet agtersit. En as jy geestelik volwasse is, sal jy hierdie hoor. Daar is nog iets wat ons agter moet ons sit. Dis selfs ons suksesse van die verlede. Hoekom moet ons dit agtersit? Sodat ons nie verlief sal word op hierdie lewe nie. Jy het dalk 'n reuse sukses in jou besigheid en niks verkeerd daarmee nie. Maar ons moet nie vashou daarmee nie. Ons moet dit eerder agter ons sit en die Here dank. Want 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 sê, nie welkom om te volg of op die bord te lees. Ek sê, dis een ding wat ons ook moet agter ons sit. Selfs die suksesse wat ons in hierdie aarde bereik het. Want dit sal verhoed dat ons verlief raak in hierdie lewe. En God het iets beters vir ons. Daar staan geskryf, dit het nog nie eers by ons gedagtes opgekom wat die Here vir ons beplan het nie. Hoe kan ons nou verlief raak in hierdie lewe? 1 Johannes 2 vers 15. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in hierdie wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is begeerlikhede van die vlees en die begeerlikhede van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikhede, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig staan. Het jy gehoor wat sê hierdie vers? Ek vra u, het jy gehoor wat sê hierdie vers? Hy wat die wil van die Here doen, bly vir ewig staan. My vraag aan jou vanoggend is, doen jy wat die wil van die Here is in jou lewe? Want kyk wat sê die woord, dit sal vir ewig bly staan. So waarsku Jesus vir onsself in Lukas 9 vers 62. En ek kan maar net luister, gaan dit maar net parafraseer. Jesus self, niemand wat sy hande aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, menende die dinge wat nie van Jesus en God af is nie, is geskik vir die koninkryk van God nie. Nou ek verneem hier's heel wat plaasboere in die gemeente. Nou die jare toe ons nog geboer het die trekkers nie autosteers en GPS's en goed aangehaad nie. Wanneer jy geplant het
Het jy vir jou 'n merker gekry, of dit nou 'n hoekpaal was, of 'n dropper, of 'n boom, of 'n dam, en dan het jy so goed as moontlik reguit na daai boom toe gery. En dan het jou planter nog 'n merker gehad, soos jy nou nog skeef geploeg het. En wat nou nog as jy agtertoe kyk? En daar was niks wat die ou mense so gefrustreer het, as jy banke oopgelos het in die landerye nie. En hoor wat sê hierdie vers. Hy wat sy hande aan die ploeg staan en agtertoe kyk, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ek wil graag met die 3 dinge deel, wat ons liefs doelbewus agter ons moet sit, en verby ons moet sit, behalwe die lysie wat ons nou gekyk het. Net 3 dinge, wat Bybel gefondeerd is. En die eerste ding is, iets wat ons eerder agter ons moet sit, is die sonde, wat ons so vashou. Nie verskonings nie wegpraat nie, maar die sonde bely, en dit laat staan, soos wat die Here ons leer. Psalm 103 vers 12 sê, so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En as God dit doen, wie's ek en u, om so af en toe die sondes weer te gaan haal, en dit weer op te tel, die ou koeie uit die sloot uit te bring. Veral as ons so 'n bietjie onder druk gaan of argumente is, dis verby. Vader gooi dit in die diepste van die see, hy dink nooit weer daaraan nie. Waarom moet ons dan daaraan dink? Mits jy dit natuurlik bely en dit laat staan nie. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ons liefs agter ons moet los, is ons eie foute. Ek weet nie, is dit dalk iemand vandag wat nog nooit 'n fout gemaak het nie? Ek sal graag met jou wil gesels. As jy enigiemand is wat nog nooit 'n fout gemaak het nie, asseblief kom praat met my. Ek sal graag wil hoor hoe jy dit reg gekry. Iets wat ons agter ons moet sit is die foute wat ek en jy gedoen het. En nou praat ek nie van sonde nie, dis dalk nie eers sonde nie, dis net 'n besigheidsbesluit of 'n verkeerde besluit of wat ook al, nie noodwendig die verkeerde goed nie, dis net 'n verkeerde besluit. En Satan wil nie hê dat jy jou foute moet vergeet nie. Hy wil hê jy moet reeds in jou foute bly, dat jy daai verkeerde besluit gevat het, dis hoekom jy is waar jy nou is. Nee, God het die finale sê, God wil jou nader trek na hom toe. God wil hê ons moet leer uit ons foute uit. God wil hê ons moet herstel. En God kom in die meeste gevalle en herstel hy self. God wil hê ons moet groei en vorentoe beweeg in Christus. In ons heiligmaking om soos Jesus te wees. Die derde ding wat ons liefs agter ons moet los, wat op bladsy 25 en terug behoort, is ander mense se foute en se sondes teenoor jou. Dit moet ons liefs agterlos. Of die mense nou jou vergifnis aanvaar of nie, dit is nie jou keuse of jou besluit nie. Jy kies vandag om almal te vergewe van jou verlede. Sommige mense gaan so ver terug soos 'n laerskooljuffrou of dalk nog verder terug. Jy kan so ver gaan tot voor jou geboorte wat jy al verwerping aanvaar het. Dis tyd vandag in hierdie nuwe lewensjaar, in hierdie nuwe tyd wat die Here vir ons gee. Kom ons vergeet ander mense se foute wat teenoor jou gefouteer het. Ons lees daar in Kolossense, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook ander vergewe. En hier wil ek dit weer duidelik en hard sê, vergifnis is nie 'n gevoel nie. Jy voel nie om iemand te vergewe nie. Dis 'n geestelike besluit. Ek kies vandag in my gees om daai persoon te vergewe. Hoekom wil jy dit doen? In die eerste plek, dis 'n opdrag van die woord, van die Here af. En in tweede plek,
dit bring vir jou genesing. So verdeeldheid steel altyd die toekoms in 'n gemeente. Maar vergifnis maak weer die pad oop vorentoe. Waarop moet ons dan staan en waarom moet ons dan nou vorentoe kyk? Ons het nou so 'n bietjie teruggekyk. Ons is nou klaar met die terugkyk. Nou is ons hier vandag. En voordat ons gaan vorentoe kyk, sal dit reg wees en gepas wees vir ons om eers te onthou waarvan ons kom, waarop ons staan. Ons fondasie is Jesus Christus en Jesus Christus alleen. En hierdie gemeente waar jy vandag sit, kruisbedieninge, is nie gebore uit emosie nie. Dis nie gebore uit populêre tendense nie. Dis ook nie gebore net uit belewenisse alleen uit nie. Hierdie gemeente is ook gebore uit die honger na die suiwer woord van God. Die suiwer woord van God. Efesiërs 6 vers 14 sê dan, staan dan vas met die waarheid omgord. Hierdie gemeente is gestig op die waarheid van die Bybel, Bybelse waarhede. Ons staan nie in menslike opinies nie. Ons staan nie op enige persoon se voorkeure nie. Ons is nie gebou op enige mens se leerstellings nie. Maar ons is gebou op die waarheid. Ons roeping vir kruisbedieninge was nog altyd dieselfde. Bybel gebaseer, Christus gesentreerd en gelei deur die Heilige Gees, sonder kompromie, met mens of met vyand. Ons meet alles aan die woord. Nou wil ek vir iets kom vertel. God meet ons nie aan getalle nie. Hy meet ons aan ons gehoorsaamheid aan hom. God vra nie vandag vir jou vir kruisbediening, hoe groot is die gemeente nie? Hy vra, is julle getrou? Dis wat God vanoggend vir ons vra. Daar is nie baie woorde wat vir my meer ontnigtering is as die woorde om deel te wees van die kerk van Christus nie. Menende die eklesia, die ware bloedgewastes van die Here. En ek kan nie help dat die woorde by my opkom en sê, moenie haar misbruik nie. Moenie haar uitbuit nie. Moenie haar manipuleer nie. Moenie haar skel nie. Moenie oor haar sinies raak en wantrouig raak nie. Moenie haar verwaarloos nie. Ek het haar gekoop met my seun se bloed. Dien die kerk so. Dis die boodskap van Christus vandag. Net 'n herinnering dat die Here het my as persoon geroep meer as 30 jaar terug vir 2 redes. Die eerste is om die waarheid te praat. En die tweede is om te praat wat ewigheidswaarde het. En ek sal graag die hele verhaal vertel waar dit vandaan kom. Dit kom oor baie jare. En dit sluit so aan wat ons reeds behandel het en wat ons nog gaan verpraat. So meer as 30 jaar was ek in opleiding gewees. Nadat ek teologie begin leer het, het ek nie geweet dat ek vandag hier voor 'n gemeente sal staan nie. Ek het nie geweet nie, maar ek het vir die Here gesê, ek sal gaan
waar U wil hê ek moet gaan. Ek sal doen wat U wil hê ek moet doen. Maak nie saak wat nie. Nadat ek natuurlik ontmoeting met die Here gehad het in 1991, waar die Here my kragtig gered het. En na hierdie is ek en Nakkie my gesin deur soveel, so baie goed, wat ek nie nou oor wil gesels nie. En hier staan ek vandag, die Here Christus het myself hier geplaas. Of ek dit wil glo of nie. Of mense dit wil glo of nie, hy het my hier geplaas deur bevestiging in sy woord en deur bevestiging van sy gees. Ek staan nou vanoggend in nederigheid en ek bely vir U vandag dat alles vandag oor hom gaan. Alles is net genade. So wil ek vandag vir U sê, broers en susters, voordat ons nou vorentoe beweeg, is dit reg en ook gepas dat ons eers luister na waar God ons vandaan gebring het. Net soos wat Paulus briewe geskryf het in die Nuwe Testament, die gemeentes wat Paulus gestig het in Asië en ander plekke, en met hulle gekommunikeer het op skrif, en gemeentes gestig en gekommunikeer in opleiding, so moenie dink afstand of in 'n rig is iets van iets niets nie. Dit bestaan al duisende jare van Paulus se tyd af. Hy het briewe geskryf. Net soos wat Paulus briewe geskryf het om die gemeentes te herinner aan hulle roeping, is daar ook 'n woord wat ons gekry het, wat oor hierdie gemeente gespreek het. En ek vra elkeen van u, net vir 'n paar minute, om stil en eerbiedig te luister. Ek wil graag vir u 'n brief voorlees. Nou hierdie is baie beslis nie net 'n mens se woorde nie. Maar dis 'n getuienis van God se hand oor grace bedieninge. Ek wil graag nou vir u die brief voorlees. En ek wil vir u vra dat die Heilige Gees die inhoud van hierdie brief op jou harttafel sal skryf. Nie om 'n mens te verheerlik nie, maar om God te verheerlik. Ek lees. Brief aan die gemeente, Kruisbediening in Nigel. Liewe gemeente, ons groet julle in die lieflike naam van Koning Jesus. Op versoek rig ek graag hierdie skrywe aan julle. Ek doen dit met groot nederigheid en in diepe afhanklikheid van die Here. Baie jare het verloop sedert ek en Monica daar bedien het. In die tyd het die Here met ons 'n diep pad van geestelike groei en toewyding in ons eie persoonlike lewe geloop en het op baie ander verskillende plekke bedien. Ek is tans afgetree, maar bedien nog steeds baie op uitnodiging by verskillende gemeentes en kerke. In die begin van 1990 het die Here baie duidelik gelei met die vesting van hierdie gemeente. In my bediening in een van die tradisionele kerke het my hart onrustig geword oor die feit dat sommige besluite wat deur die meerdere vergaderings geneem is, nie meer altyd skriftuurlik verantwoordbaar was nie. Ek het ook by Pinkster en charismatiese kerke opgetree en gevind dat daar 'n wonderlike liefde vir die Here is, maar dat die klem soveel meer op belewing was as op die waarheid van die woord van God. Dit was in daardie tyd 'n duidelike leemte vir 'n suiwer woord gebaseerde gemeente. In Julie 1992 het ek die voorreg gehad op uitnodiging die Grace Community Church in Sun Valley, Californië te besoek. Die bekende Dr. John MacArthur het daar bedien tot met sy onlangse dood. Beïndruk met hoe sentraal die woord van God daar staan, het ek teruggekeer met 'n visie om 'n gemeente te vestig wat suiwer net op die woord gebaseer staan. Na 'n tydjie in Kempton Park het ek teruggekeer Nigel toe en saam met 3 baie kosbare gesinne in huis begin aanbid. Daarna het ons na 'n klein sinkgebouetjie op die Holgate plotte toe verhuis. Die Here het vir my duidelik gesê deur Jesaja 54 vers 2 en 3. Maak die plek van jou tent wyd. 'n week later het ons 'n groot tent baie billik gekry en daar opgerig. Gou het die tent te klein geword en ons het 'n groot skuur daar opgerig en toegebou.
Die gemeente het bly groei met 'n visie vir uitreik, het ons ook verskillende lande betrokke geraak en ook 3 gemeentes in die Oekraïne onderhou en bygestaan. So, in baie kort, het die Grace gemeente in Nashville ontstaan. Ek het gedink dit is tog belangrik om hierdie te deel, om te weet waar dit alles ontstaan het en hoekom. Die gemeente het toe later die plot verkoop en die huidige perseel in die dorp aangekoop. Die gemeente lê my baie naby in die hart en is steeds op my daaglikse gebedslys. Mag ek in alle nederigheid u aanmoedig om steeds onverskrokke en sonder enige kompromie aan die suiwer woord van God vas te hou en u volle lewe daarvolgens in te rig. In die tyd waarin ons lewe is die waarheid van die Bybel nie meer altyd welkom en aanvaarbaar in die samelewing nie, en die woord word verander om by die tydsgees aan te staan. Jesus het so duidelik gewaarsku dat een van die grootste tekens van die eindtyd sal die misleiding wees. In Matteus 24 vers 4. Die Griekse woord vir misleiding kan vertaal word met deceive, mislead, cause you to wander off. En Efesiërs 6 vers 14 sê, staan dan vas met die waarheid omgordel en met die borswapen van geregtigheid. Wees waaksaam om die sake waarop dit werklik aankom te onderskei van dit wat nie in die sentrum van die woord is nie. Paulus skryf in Filippense 1 vers 9 tot 10, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge wat dit op aankom te onderskei, sodat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus. Moenie fokus op dit wat nie die waarheid van jou verlossing en jou heiligmaking raak nie. Dit is gewoonlik die kleiner en minder belangrike sake wat maklik ons aandag van die Here wil wegtrek en wat baie maklik skeiding en erger nog verdeeldheid kan bring. Maar fokus op die ewige, die onveranderlike waarhede van die skrif, wat groei en ware geestelike verdieping bring. Gee om vir mekaar, verdra mekaar met die ware agape liefde van die Here. Efesiërs 4 vers 2 sê, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar, deur die band van vrede. Hierdie is die onvoorwaardelike liefde wat die Vader bewys het, toe hy sy seun vir ons gegee het. Dit is 'n liefde wat vergewe en omgee en onvoorwaardelik lief het, en nie boekhou van die kwaad nie, ondersteun en dra mekaar, want elkeen is op 'n ander plek, en hulle wandel met die Here, en ons groei daagliks om meer gelyk aan hom te wees. Ons gebed vir julle as gemeente is dat die Here vir julle sal seën met sy rykste seën, en vir julle nog die wonderlike lig van Christus van die evangelie in hierdie tyd waarin ons lewe sal kan bring. Groet in Christus, Tini en Monica Becker. Dit is 'n brief van die stigter van Grace Bedieninge, nadat hy woord ontvang het van die Here, wat so aansluit met die roeping wat die Here vir my al 30 jaar terug gesê het. En ek wil volgende vir jou vra, het jy gehoor wat hier staan? Dis nie 'n nostalgie nie, dis 'n roeping. Dis nie 'n terugkyk om vas te kleef brief nie, maar 'n herinneringe om reg vorentoe te beweeg, net soos die opdrag wat die Here vir ons gegee het. Spreek die waarheid en praat dit wat ewigheidswaarde het. Die klein goedjies wat ons verlossing en ons heiligmaking nie beïnvloed nie, is van minder belang. So waarna toe gaan ons nou beweeg? Paulus sê, ek strek my uit na dit wat voor is en nie terug is nie. En ek wil vir oom Tini sê, wat natuurlik na hierdie boodskap kyk, baie dankie oom Tini vir die gehoorsaamheid aan die Heilige Gees om Grace te begin. Ons sal bou op die fondasie wat Jesus Christus self vir oom gegee het. En dankie vir die mentor wat oom is. En dankie dat ons teologiese aspekte met oom kan verifieer. En dankie vir oom se mooi
vriendskap, verhouding met my. Namens die hele gemeente wil ons vir oom dankie sê. En nou, wat gaan ons nou doen? Waarna toe gaan ons nou beweeg? Paulus sê nou, ek strek my uit na dit wat voor is. Paulus sê nie, ek strek my uit na dit wat agter is. Nie dit wat rond my is nie, maar ek strek my uit na dit wat voor is. Ek wil vir u kom sê, God het 'n plan. Ook vir ons hier vandag. Hy het nie net 'n plan vir die groter gemeentes, sogenaamde groter gemeentes nie. Hy het nie net 'n plan vir ander plekke nie, maar hy het ook 'n plan vir jou en vir my. En hy het ook 'n plan vir hierdie gemeente en elkeen wat hier sit. Want Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit gaan nie meer oor my nie. Dit gaan oor Christus. En as Christus weer sentraal word in 'n gemeente, dan kom eenheid terug. As Christus sentraal is in 'n gemeente, dan kom vrede terug. As Christus sentraal is, dan kom ware rigting terug. En dan kom ware lewe terug. Ons weet nie een van ons wat hier sit vandag weet wat die jaar 2026 vir jou en vir my gaan inhou nie. Ons weet nie. Maar wat ons wel weet is, wie saam met ons 2026 ingaan. Ons weet nie hoeveel tyd het ons oor nie. Maar wat ons wel weet is, dat ons in sy hand is. Veilig in sy hand. En niemand sal ons in sy hand uitdruk. En as die storms kom, en ek dink vir die meeste van ons het die storms al in ons lewe gekom, en as jy dalk jong mense is wat nog nie deur storms gegaan het nie, of jy is dalk gelukkig, wil ek vir jou sê, dit kom. Is jou fondasie reg? Is jou fondasie reg? So vandag nooi die Here ons om te laat los aan die dinge wat nie van hom af is nie. Om te laat los van ons eie insigte, ons eie kennis, ons eie verstand. Hy nooi ons om weer vas te staan in die ware woord en te vertrou op die Heilige Gees en Jesus Christus se voorbeeld na te volg. Hy nooi ons om saam met ons vorentoe te beweeg. Nie in ons krag nie, maar in die krag van die Heilige Gees. Amen. Ek gaan nou sommer oor na die nagmaal toe. Die nagmaal, soos wat ons dit bedien, sluit aan by ons tema. As ons die nagmaal gebruik, kyk ons terug, ons kyk na die nou, en ons kyk na die vorentoe. Die een versie wat ek wil lees vir die nagmaal, voor ek die mense vra om vorentoe te kom, een versie wat ek vir ons wil lees vir die nagmaal is 1 Korintiërs 11 vers 26. Daar staan, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here. Tot wanneer? Totdat hy kom. Elke nagmaal wat ons vier, kyk ons terug na die kruis. Ons kyk terug na die opstanding van Here Jesus Christus. In die tweede plek, as ons die nagmaal gebruik, roep dit ook ons om selfondersoek te doen. Is jy waar God wil hê jy moet wees? En in die derde plek, as die nagmaal gebruik, kyk ons ook vorentoe na sy wederkoms. Het jy opgemerk wat hier geskryf staan? Totdat hy kom. Ek wil graag 'n versie vir julle lees. Matteus 26 vers 29. Wat Jesus self gesê het. Daar staan geskryf. Maar ek, hoofletter, dis Jesus Christus self, nie 'n mens wat hier praat nie, maar ek sê vir julle. Ek sal van nou af sekerlik nie meer van hierdie vrug van hierdie wingerd drink nie,
tot op die dag wanneer ek dit nie saam met julle drink in die koninkryk van my Vader. Het jy al hierdie versie deurdink en bepeins wat Jesus hier sê? Wat sê hierdie versie vir ons eintlik? Hierdie versie sê vir ons, Jesus sê duidelik dat dit die laaste nagmaal is wat hy hier saam met sy disippels in hierdie lewe gevier het. Wat het hy verder gesê? Volgende keer sal hy dit nie gebruik, waar en wanneer en hoe, in die koninkryk van die Vader, wat hy op die hemelse bruilofsmaal van die Lam, volgens Openbaring 19 vers 19, gaan ons saam met hom aan die tafel sit, en ons gaan saam met hom 'n nagmaal dien, en wie gaan saam met hom dit geniet? Is jou saak reg? Elke nagmaal wat ons vier, en ook vandag vier, kyk ons terug na die kruis van Christus. Elke nagmaal wat ons vier, verkondig ons sy dood. En elke nagmaal wat ons vier, kyk ons uit na die toekoms, na die dag, wanneer ons dit saam met hom sal vier. Hierdie tafel verkondig dan, hy het gekom. Jesus het gekom. Hy het betaal. En hy kom weer. En hy kom weer om wat te doen? Om ons te neem waar hy is. En die Griekse woord is harpazo. Vir altyd saam met hom kan wees. And what a day that will be. My Jesus I will see when I looked upon his face. The one who saved me by his grace. Nie deur enig iets wat ons gedoen het nie. Jy kan niks doen om gered te word. Dis genade, soos wat Paulus sê, genade op genade op genade. Paulus sê eintlik vir ons, dit is aanhoudende genade van Christus. Dis onverdiende guns. Die Engelse sê, dis unmerited favor, onverdienste guns. Al wat ons hoef te doen, is om hierdie hande van ons, hierdie goed van ons so vas te los, en dit te vat wat hy vir ons wil gee. Hierdie nagmaal is ook 'n simbool van Jesus se lewe, sy sterwe en sy opstanding. En so ook beslis dat hy weer kom. Hoe gaan hy kom? Wanneer gaan hy kom? Wat gaan gebeur? Moenie volgende jaar misloop. Ek vra die mense om vorentoe te kom aan die nagmaal te bedien. Asseblief. Ek wil vra dat jy staan. Toe Jesus die brood gevat het en die wyn gevat het, wat het hy gedoen? Hy het gedank. Kom ons bid. Ons Vader, ons kan nie met ons menslike verstand begryp wat U vir ons gedoen het nie. Here, ons kan nie begryp en ons kan nie verstaan dat U aan ons dink wat niks meer as die swaalrekende, verdoemende poel van vuur verdien nie. Here, dankie dat U aan ons gedink het. Dankie dat U vir ons 'n weg gebaan het, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Dankie dat U ons eerste na U toe getrek het, Here. Dankie vir die genade, dankie vir die Gees. Dankie vir die kruisdood, Here, waar U gehang het, sodat ons die ewigheid kan hê. Dankie, Here, dat U in elkeen van ons gedink het, toe U daar gehang het. En dan wil ons verder sê, Here, dankie dat dit volbring is. Dankie dat die prys betaal is. Dankie dat ons nou toegang het tot die Allerhoogste, deur die kruisdood van Jesus Christus. Ons sê vir U dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Amen. Hy het die brood geëet, gebreek,
en geëet en gesê, neem eet, dit is my liggaam, kom ons doen dit. Na die brood het Jesus die wyn geneem en gesê, dit is my bloed. Nou kan ons die Satan oorwin en ons bloed is vrygekoop. Deur die bloed van die lam. Jesus se bloed beskerm ons en dit reinig ons. Kom ons gebruik dit. Vader, dankie Here vir u liggaam wat vir ons geprys is. Dankie vir u bloed wat vir ons gevloei het. Dankie dat dit volbring is. In Jesus se naam. Amen. U kan die sitplekke inneem. Kom ons staan en sluit ons af met dit is die dag. Dit is die dag, die Heer gemaak, die Heer gemaak. Kom ons is bly en vergeet haar. Dit is die dag, die Heer gemaak. Kom ons is bly en vergeet haar. Dit is die dag, die Heer gemaak. Dit is die dag, die Heer gemaak. Kom ons is bly en vergeet Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie dat ons soos Paulus sê, Here, ek vergeet dit wat agter my is. Maar een ding, ek strek my uit na wat voor is, Here. Dankie dat ons 'n toekoms het. Dankie dat ons hoop het, dat ons nie hopeloos is nie, omdat Jesus leef, sien ons kans vir môre. Gaan saam met elkeen van ons, Here, behoed en bewaar ons, Here, lei ons deur die Gees en beskerm ons teen misleiding, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ons het na die tyd, is daar eetgerei daar agter, Here.